Oliepryse het weer deur die dak gespring en goudpryse daal, maar die rand hou relatief goed sy vlakke. Wat kan ons nou van die ekonomie verwag? Ons gesels met Prof Waldo Kriel hieroor, onder andere die weekse ekonomie-oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.55 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.37 teenoor die euro en op R11.85 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys styg skerp en staan tans op $112.43 per vat. Soos beloof gesels ons alweer met Prof Waldo Kriel vandag en is 'n lekker koue oggend hier in Potch gewees. En dis die baadjies en die trei ensovoorts. Waldo, ons sien bietjie konflik in die Midde-Ooste wat dan weer besig is om op te tel, oliepryse wat besig is om op te tel, maar daar's 'n paar goedjies wat ons nou bietjie moet oor praat. Goudpryse wat af is, snaaks, die rand wat relatief sterk bly ten spyte van al die goed, en dan rentekoersbesluite. So ja, as jy ons bietjie kan inlig, sal ons dit waardeer. Dankie Johnny, die ingewikkelde goed hierdie, want met die mens kan die olie skakel maklik genoeg weet afsien. So as die olieprys nou 'n bietjie hoër is, dan is daar hierdie inflasie bekommernis. So inflasie in die FSA is nou eintlik iets waaroor die markte weet hard dink, want hulle moet nou binnekort weer 'n rentekoersbesluit neem, soos wat ons ook nou gaan doen in Mei maand. So gaan hulle rentekoerse verhoog, hulle inflasie is net so bo hulle mikpunt, nie buite beheer nie, maar vir hulle nou aan die hoë kant. Hulle het nou die nuwe voorsitter van die Fed wat nou bevestig moet word, is Kevin Warsh dan nou die... Gaan hy die nuwe besluit ook neem? Ek dink dit gaan sy eerste besluit wees. Afhangend en dalk sy laaste proses nou nie uitrek nie. As die president nou nie afdank word hy rentekoerse verhoog nie. So hy het in die onderhoude wat hulle nou voor die tyd met hom doen gesê nie, hy staan by 'n onafhanklike sentrale bank en so voort. Die kommentators aan die ander kant sê nee, wat hierdie ou is, hy is 'n wat is 'n mooi Afrikaans vir 'n handpop vir president Trump ensovoorts. Ons sal sien hoe speel dit uit, maar hy is in 'n moeilike posisie want ekonomiese groei verlangsaam so bietjie. Daar's verseker inflasie druk. Daar's 'n kwaai gevoel dat daar's 'n lewenskoste krisis in die VSA. Dis nie die gewone produk en diens nie. Behuising is duur, kindersorg is duur. Jy weet nou word brandstof duur. Mense is nie, hulle is krapperig. En ek dink president Trump besef dat hy stuur af op 'n midterm verkiesing. So daar gaan 'n bietjie druk wees om te sê, is dit nou regtig nodig om rentekoerse nou te verhoog. En ek dink daai is een van die redes hoekom die rand so bietjie sterker is. Hier by ons weet ons of die Reservebank gaan nie nonsens vat van inflasie nie. Is nie bang om weer rentekoers te verhoog nie. En al die ander goed is so 'n soort van 'n plek. Daar's relatief min onsekerheid. So ek dink daardie dinamiek is op die oomblik net so belangrik of dan soos wat dit is of daar 'n olieskepe vaar of nie. Ja. En wat is jou gevoel tans? Ek weet daar's nou baie berigte, dink jy ons kan dalk gegee word die politieke druk wat sê rentekoerse af, want Trump wil graag hê die lewenskoste moet al laag bly, mense meer geld in hulle sakke hê. Soos politieke druk laer, maar ekonomiese druk begin nou al hoe meer wys dat ons dalk rentekoerse in Amerika spesifiek moet opkry. So wat is jou gevoel vir rentekoerse daar in Amerika en dan ook vir ons volgende jaar? Johnny, ek dink die Amerikaanse geval is interessant want die S&P is alweer terug op die rekordhoogtes. Ek wil jou hoor hoekom dit ook nog het. Ja, en dan gelyk wat hulle van prys-verdienste verhoudings op baie van hierdie groot aandele, veral die tegnologie aandele, is baie hoog. So daardie mark verwag half hulle gaan gered word. As die ekonomie verlangsaam gaan daar 'n rentekoers sny wees. Terug na die dae van die Greenspan put. Op 'n manier kom die Fed in en hulle gee verligting. So ek dink aan daai kant is die sentiment is ten minste vir 'n simpatieke Fed wat sal sê ons stel groei bo prysstabiliteit. Hulle het 'n dubbele mandaat, so dit is vir hulle moontlik om daai argument te maak. Hier by ons dink ek die Reservebank het nog tot dusver gesê hulle dink 1,25 basispunt verhoging hierdie jaar. Markverwagtinge is vir 2 verhogings. So dis nog nie woes nie, maar ek meen ons het 'n groter waarskynlikheid om te verhoog. Ons wag nou vir April maand se inflasiesyfers wat in Mei uitkom. En dis nou waar die teer gaan begin trek, né? Nee, presies. En ek dink die Reservebank sal ook eerder histories is hulle sal eerder vinniger verhoog en dan sê ons bly voor hierdie golf. As om te sê kom ons wag en dan later moet ons nou baie streng optree om inflasie te probeer rem.
Ja. Waldo, kom sê Amerika se ekonomie word nou uitgebuil. Hulle kry lae rentekoerse, want ek kan nie dink dis nie 'n moontlikheid nie, veral met die midterm elections en Trump wat redelik daar 'n groot sê het in wat gebeur. Ja. Kom ons sê hulle verlaag wel rentekoerse, hulle word uitgebuil. Wat is die scenario dan vir ons? Die sterker Amerikaanse groei is nie sleg nie. Ek weet, dit is altyd 'n positiewe ding as jy weet die wêreldekonomie se groei weet op daai manier gelig word. Ek kan amper nie sien 'n sterker dollar nie. In die opsig weet die lae rentekoerse daar is maar altyd 'n swakker dollar. Ja. En daar is nou 'n bietjie bekommernisse want as jy nou hierdie rentekoerse verlaag, om dit te kan doen moet jy iewers geld druk, wil ek amper sê. So in weet gaan die Amerikaanse staatsskuld gebruik word om van daai te absorbeer wat reeds baie hoog is. Die interessante siening wat nou op die internet ronddryf op die oomblik is dat in hulle effektemark is die verwagting daar dat kunsmatige intelligensie gaan Nie elektroniese nie, KI nie. nee, die AI. Daai een gaan ekonomiese groei via produktiwiteit soveel verhoog dat hulle groeiende staatsskuld gaan basies gestabiliseer word deur die groei-effek van AI. Maar dis gevaarlike. Ja, dit is eintlik 'n bietjie 'n ongetoetste ding. Weet dis 'n aanname wat jy maak. Daar's baie leidrade, weet. AI word toenemend slimmer, hy slaag 'n klomp toetse ensovoorts, maar presies hoe daardie gaan omskakel in 'n ekonomie-wye produktiwiteitsverhoging. Dit sal ons maar moet sien. Tipies ek weet amper sê akademiese ekonomie studies sê altyd die interessante ding van produktiwiteit is as jy sien nie die internet se effek nie. Waar ons almal kan saamstem met die internet is 'n fantastiese wonderlike ding. Maar hy het nooit gewys in die produktiwiteitsstatistiek nie. Gaan AI dieselfde wees of gaan ons regtig daai sprong sien van uitset per werker is deur die dak, die ekonomie groei en Maar moet jy nie vir daai scenario amper die emosie uit die besluitneming uitvat nie, want jy gaan tog hierdie masjien hê wat die besluite nou gaan neem, AI. En hy gaan tog sê oor vir langtermyn om skuld af te kry of wat ook al stabiliteit, moet ons hierdie besluite neem wat nie gewilde besluite is vir politici vir 10 teen 1 nie. Wat dalk oor die korttermyn druk op die verbruiker kan sit, et cetera. En dit is nie noodwendig die besluitneming wat tans in Amerika gebeur nie. Ek dink dis nou waar as jy vasglo in hierdie dan kan hoor jy nie hierdie ander kant nie. Jy sien net sterre in jou oë vir die impak van AI, maar meeste ten minste ek dink Suid-Afrikaanse fondsbestuurders is skrikkerig. Hierdie maak eintlik meer onsekerheid as enigiets anders want jy het nou hierdie span wat kliphard skree hoe wonderlik dit gaan wees, maar daar is nie bewyse op die tafel nie, is eenvoudig te vroeg. Wat ek dink iewers in die markte moet reflekteer. Ja, niemand kan teruggaan in data en sê oor hierso is die impak van dit gewees en nee nog nie. Nee, dit is baie meer verspreid en ek self is ek dink ook AI is 'n fantastiese hulpbron. Maar die produktiwiteitsimpak gaan ons moet wag en sien om waar gaan dit lê, watter sektore, watter soort take, watter soort werke. Maar die ouens wat boere dit is, hulle voel nee wat weet daar gaan werke verlore gaan, daar gaan nuus geskep word want AI. So wat ook al die argument is, hulle antwoord is want AI. Ja. Jy vra net daarop in die chat sê hy sal vir die oplossings. Hy gaan sommer al jou probleme oplos. Ja, tot jy irrasionele besluitneming begin kry met mense wat honger raak, met mense dan ons weet mos nou dat die besluitneming is nie altyd hoe kan ek sê rasioneel nie. So ek dink korttermyn beteken dit onsekerheid oor die dollar, wat die rand omtrent sit waar hy is, en dan verder moet ons wag en hoor wat kom uit enige verdere onderhandelinge uit. Dit klink my daar die Iraneese het 'n voorstel gemaak waarvan president Trump nie baie hou nie. So maar kyk hoe lyk die volgende ronde vandag. Ja, dis ek begin al amper moeg geraak om te spekuleer oor wat nie oorlog gaan en dis hy's uit so aard op en af en ja, mens wonder of die mark nie ook amper begin moeg raak amper finies. Die minister het daarom vir ons bietjie nog 'n klein knersie brandstofprysverligting gegee. Wat is die brandstof? Styging nou. Die styging is nog nie heeltemal duidelik nie. Hulle het hom nog nie finaal aangekondig nie, maar op diesel skrap hy dan nou die 93 sent heffing wat nog op sou wees, so dat
Dit is so wat ook al die styging is minus 93 sent. Op petrol hou hy net die heffing waar dit was. So ek dink ons praat hierso van R3 op petrol, R5 op diesel. Maar tentatief, dis die syfer wat ek in die koerant gesien het, maar ek het nie die sentrale energiefondse se data is nou eintlik, dit kom vir verlede donderdag of die vakansie daar mors nou so 'n bietjie met dit. Maar ja, ons gaan nou teen volgende week finale syfers hê. En soms so 'n bietjie ondersteuning van die regering, so dit help dan so klein. Ja, Dawie het vanoggend gesê, hulle mors nou eintlik met die volhoubaarheid van die staatsskuld en die siening van die kredietgradeerders ensovoorts. Maar ook, mens weet nie mooi hoe dink daai ouens oor, hulle praat van 17 miljard rand se belastinginkomste wat nou oor die 2 maande opgegee word, afhangend van wat in Julie gebeur. Dis 'n klomp geld, nie 'n fout maak nie, maar op die hele begroting is dit nou nie so baie geld nie. So presies weet waar hy dit wil opmaak en of hy dit net gaan leen en of hy iewers besteding bietjie kan besnoei, daai is nog nie bespreek nie. Hy het net gesê, ten minste dan nou vir Mei maand gaan ons voort met verligting en dan in Junie maand begin hulle die heffing terugfaseer. So dis kom nie dadelik terug op Dis wat ek nou weer wil hoor, wat gebeur nou, want jy sê nou hierdie 2 maande hierdie verlies en hulle kan tog nie permanent hierdie verlies nou hanteer nie. So wat gaan nou in Junie en Julie gebeur? Hoe faseer hulle dit dan nou in? Sal hy dan nou R2 styging die hele tyd insit of hoe werk dit? Ek dink helfte van wat hy afgegee het kom in Junie terug en die ander helfte in Julie. En dis min of meer R3. So jy gaan nog 'n R50 styging dan nou is dan nou ingebou in dit. Hoopelik kom die oliepryse af voor dan hang nou af. Dalk sywaarts hou in plaas van dat ons nou af gaan eintlik sy nou af gaan. Ja. So, okay, so ons kan dan nog 'n R3 dalk in Junie en Julie ook sien. Of dan nou as ons nou bly by as ons bly waar ons as daar nou nie 'n oplossing is nie, ja. Ja, okay. Wel ek wil gou vinnig laaste ding hoor goud afgekom. En dis vir my nog 'n ding wat die rand sterker gedryf het. Hoekom het dit afgekom? Ja, wat gaan nou dan? Ek dink daar's 'n mate van mense het nou eintlik met die skietstilstand het goud weer bietjie opgetel. Jy weet, toe die oorlog nou uitbreek, goud bietjie af, nou weer so klein bietjie op, nou weer klein bietjie af. So moeilik om te pyl. Die verklaring vir hoekom die goudpryse half hoër bly maar by Chinese aankope van goud vir hulle sentrale bank. En ek weet nie of hulle dalk nou 'n bietjie net voet van die petrol afgehaal het die laaste rit en of dit meer 'n kwessie is dat die onsekerheid rondom waar rentekoerse, staatsskuld in die FSA heen gaan, het ook ander beleggers net laat sê, maar hoor, kom ons vat bietjie wins, kom ons verminder net ons blootstelling daar. So ek het nie vir jou 'n klinkklare antwoord nie. Nog steeds maar relatief hoog. Maar hardloop half teen die konflik in, as die konflik optel en val goud weer bietjie en as die konflik wat eintlik nie sin maak nie. Tradisioneel moet dit andersom wees, maar ek dink dit gaan meer oor wat gebeur in die Amerikaanse ekonomie en hulle rentekoersbesluite en die dollar, as wat dit gaan oor tradisionele veilige hawe en onsekerheid. En die dollar word in hierdie opsig eintlik as die veilige hawe nou geag. Duidelik. Ja, vir hoe lank sal ons sien? Ja. Baie dankie Waldo, dit was weer eens baie insiggewend geweest en skakel in volgende week, dan kan ons weer verder gesels oor die nuutste gebeure in die ekonomie en hopelik beter nuus bring rondom die Midde-Ooste, 'n verligting daar wat ons gaan kry, maar ja, ons sal wel julle op hoogte hou. Baie dankie Waldo. Dankie Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Maak seker om volgende week in te skakel want ons weer vir die nuutste nuus en syfers en aanduiders in die ekonomie bring van Suid-Afrika.